Groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, wat 'n kosbare voorreg is dit weer vir my, Kobus Erasmus van Curenza Bediening, om met jou te gesels. Daar was 'n tyd van afwesigheid van die radiostasie, ook as gevolg daarvan dat ek in die Kaap was vir byna 3 weke, en dan was daar onder omstandighede wat dit ook vir my onmoontlik gemaak het. Die Kaap is 'n mooi Kaap, is 'n goeie belewenis, maar daar lê ook baie herinneringe in die Kaap vir my persoon, my persoonlike hoedanigheid. Herinneringe wat 'n mens aan die verlede vasmaak. Nie die natuur nie. Die natuur bly mooi, die see bly aanloklik. Die sonsondergange is asemrowend, en wanneer 'n mens tussen die wingerdery, tussen die aanplantings van verskeie boere, dan beleef 'n mens die natuur. Mens beleef wanneer jy deur elke pas ry, die rotse, die formasies, en dan beleef jy spesiale oomblikke. Iets wat jy nie kan beleef as 'n mens so vasgevang is in die sementstrukture van hier in Gauteng. Die huise en paleise wat eintlik so min betekenis dra. Soveel geboue wat ons opsit om die aantrekkingskrag van die oog te wees, en tog so leeg, so koud, so leweloos. En dit is wat die Kaap vir my mooi maak, die natuur, die belewenis van die wind. Ja, ek weet die Transvaalers of die Gautengers in die nuwe mond van die volk is nie so mal oor die wind van die Kaap nie, maar ek is 'n soeker van die wind. As die wind so waai, dan sal ek die vensters op skreefies draai of die skuifdeure so toemaak dat dit daai fluitgeluid maak. Daai tipies wat 'n ou sou kry in die vissershuisie wanneer die vensters so klap en daar by 'n kerslig die Onse Vader opgesê word, of die Here is my herder gelees word deur 'n oom met 'n baie diep stem, waarvan sy hande spreek van soveel seer, harde werk. Julle kry ons die prentjie. So die wind in die Kaap is vir my mooi, die natuur is vir my kosbaar. Maar die herinneringe is partykeer hartseer. Het jy al ergens in jou lewe verby 'n huis gery, huis uit jou verlede, miskien 'n dorp, miskien 'n skool, miskien, ja, dalk verby 'n begrafplaas, en dan beleef jy daai seer weer, daai skeur in jou hart, daai verwerping. Ek het dit al verskeie kere gesê, maar ons weet mos dat die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie. Ons sê so maklik, en ons skryf dit in ons letterkunde, of ja, baie mense wil dit uit die Bybel uithaal, maar die teenoorgestelde van liefde is verwerping. En dit is 'n teologiese feit. Dit is 'n teologiese, ideologiese, psigologiese, op elke terrein waar die mens betrokke is dit of liefde of verwerping. Wanneer die liefde afwesig is daar verwerping. En dan is daar aanwesige verwerping. En dit beleef ons deur egskeidings, of jy beleef dit deur dinge wat teenoor jou gesondig is, verwerping, boelie, wat dit ook al
En hoe jy dit ook al wil definieer, bly dit verwerping. En dit is iets wat ek beleef het. Ek het so bietjie daarvan beleef, omdat dit juis die plek was waar ek soveel verwerping in my lewe beleef het. Of dit nou was, deur mense en omstandighede, was dit, ja, selfgedrewe, self veroorsaak, deur my eie optrede en dan sekere verwerping beleef, omdat jy self nie jouself in toom kan hou, of jou nie meer kan beheer, of sommer net dom as strand is nie. Was daar vir my baie belewenis, van die Heksriviervallei, toe ons daar inry, deur Woester, en dis vir my die mooiste plekke, die plekke wat ek môre weer sal terug na toe gaan. Maar tog is daar dinge wat gebeur het, en 'n mens besef dit, daardie tyd wat 'n mens alleen was, en eensaam was, daai tyd wat jou besluite soveel implikasies gehad het, dat jy op die uiteinde van die dag eintlik maar moes voel om, ek wil nie die woorde wegvlug nie, maar dis nou die eerste woorde wat in my kop kom, wegvlug. Dieselfde met Gordons Bay, en daai mooi strand, die mooiste plek, seker in Suid-Afrika, vir my in elk geval. My droom bly om daar teen die berg ernstig gaan bly, om elke dag die see te sien, en elke dag die sonsondergang te beleef. En ek glo met my hele hart, dat daar ergens 'n Gordons Bay in die hemel is. My ou moeder, toe sy op sterwe gelê het, het sy my aanhoudend gevra of daar 'n wildtuin in die hemel is, want sy was baie lief vir die natuur, baie lief vir diere, baie lief vir tuinmaak. Ons het vandag 'n paar jaar na as afsterwe, het ons nog steeds potplante wat haar vingers die plant in die grond gesit het. Ek kan jou na menigte huise toe vat. Duisende bome wat my ma geplant het, wat sy nooit die voorreg gehad het om in die skaduwee daarvan te sit nie. Maar dit is haar nalatenskap, plante en diere. Sy het almal eens geken, voëls by hulle geroep, diere by hulle naam. En sy het my gevra, is daar 'n gewildtuin in die hemel, en ek het gesê ja. Toe het sy gesê, as daar nie is nie, sal sy terugkom. Nou, sy het nie teruggekom nie, so daar's sekerlik 'n wildtuin. Maar ek glo daar's 'n Gordons Bay ook in die hemel, nou waar ek kan uitkyk oor berg en dal, waar jy die sonsondergang kan beleef. Ja, daar waar die see is, en moet my tog nou nie teologies quoteer, dat daar nie 'n see in die hemel is nie. Maar ja, daar die belewenis van dolfyne wat verbygaan. Ja, kinders wat lag op die strand, en storms wat die krag van die natuur uitdruk. Terug by my verhaal is, dat ek het beleef dat hierdie omgewing soos 'n rouseer op my druk. Soos daai carpet burns, as jy so geval het toe jy klein was in jou ma se gang, en die mat jou so gebrand het, of grass burns, as jy op die gras so geval het, en net daai boonste deel van die vel so afgeskuur is, en alles wat daarin raak brand. Jou ma dit met makerokram, kan julle dit onthou? Rooi kool nagelaat op jou knieg of op jou elmboog, wat verskriklik gebrand het. En daarna die bad en die klere en die alles wat daarin raak sou dit baie sensitief gemaak het, totdat daar eendag 'n roof oorgekom het, en wanneer die roof so ontwikkel het, afgeval het, en dan 'n nuwe vel en 'n nuwe
belewenis. Maar ek het dit vir 'n oomblik so, en dit was my eerste keer wat ek weer terug is in daardie omgewing vir seker byna 8 na 10 jaar. Maar ek was in 'n boekwinkel daar en ek lees 'n boek en in hierdie tyd het ek ook baie maar gestry, soos wat Dawid gesê het, met sy gebalde vuis ten hemele, soveel digters wat het gesê het, soveel skrywers wat daaraan uitdrukking gegee het, so het ek ook. Sê, waarom moet hierdie seer nog so diep lê, hoekom? Want daar het baie dinge gebeur, besighede wat tot 'n einde geloop het, en huwelike en verhoudings. En ja, ook in hierdie tyd het daar dinge gebeur wat seer maak, wat seer gemaak het. Selfvertroue wat heeltemal afgebreek word, en herinnering aan in verleenthede, en dan vra ek, maar waarom moet dit gebeur? Hoekom moet dit so gebeur? Hoekom was die omstandighede vir my dan so uitgewerk, dat ek in hierdie 17, 18 dae wat ek in daardie omgewing moes wees, so blootgestel was aan hierdie graasbin van my lewe? En dan tel ek 'n boek op. 'n boek daar in 'n tweedehandse boekwinkel wat toe aan my geskenk is. Eintlik 'n tydskrif vir geesteswetenskappe. Dit was 'n spesiale uitgawe wat geskryf was in 2009, uitgebring in huldiging van die digter T.T. Kloete, 'n professor ook aan die universiteit, 'n welbelese man, dokter, 'n man wat in sy vakgebied uitgestyg het, en dan is daar verskeie persone, verskeie mense wat skryf oor hulle belewenis van hierdie persoon. En in hierdie drenteling, in hierdie boekwinkel en die opneem van hierdie boek, en sommer net so deurblaai, kom ek op 'n beskrywing van een van die skrywers. Daar's omtrent 12 skrywers wat paragrawe geskryf het, nie meer as 3000 woorde oor hierdie persoon, vanuit al die invalshoeke wat jy kan kry, of dit nou is oor sy digkuns, is dit oor sy filosofie, is dit oor sy teologie, is dit oor net sy persoon. Het een van die persone geskrywe oor sy gedigte, verskeie gedigte en verskeie digbundels gepubliseer, maar hy praat toe spesifiek van die gedig wat gaan oor die verlore seun, 'n hele ander invalshoek oor die verlore seun. En ek wens ek kan die hele gedig lees, en eintlik alles wat hierdie persoon geskryf het oor T.T. Kloete se benadering van hierdie spesifieke gelykenis, want dit is ongelooflik insiggewend. Dit het ook natuurlik vir my 'n paar invalshoeke in prediking gegee. Maar dit het gespreek tot my eie lewe, en terwyl ek vra, hoekom moet ek weer herinner word, weer verby hierdie altaar in my lewe stap, 'n altaar wat ek gebou het in my lewe, en eintlik myself daarvan wil verwyder, word ek nou gedwing om weer hier verby te stap. Ek word gedwing om, en nie onder dwang nie, julle verstaan wat ek sê, ek word blootgestel aan hierdie omgewing, terwyl ek baie lief is vir die Kaap en die natuur, ongelooflike
impak op my lewe het ten opsigte van jou siege wat skoon word en herstel het, hierdie altare, kom ek noem het altare, het hierdie plekke wat ek verbygestap het, so al asof dit so weer raak aan die grasbin. En ek het gewonder, hoekom moet hierdie goed gebeur? En ja, dit het my wese omgekrap, dit het goed oopgemaak en dinge laat beleef wat ek nie wou ooit weer beleef nie. Dit is soos wat ons altyd gesê het van die weermag, is 'n deel wat ons van ons lewe geniet het, maar nie wil oor hê nie. Wat baie memories het, maar nie wil oor hê nie. En ek het gestry en gewonder, hoekom is ek weer blootgestel? En vandag, as ek terugkyk, dan is dit asof daar vir my 'n belewenis en 'n lig van kom na aanleiding van hierdie gedig van T.T. Kloete. En ek wil dit op 2 maniere met u deel. Die een is hierdie persoonlike belewenis, en wanneer ek terugkyk en eintlik sê, Here, maar waarom moes ek hierdie paaie gestap het? Hoekom moes ek deur die woestyn gegaan het? Hoekom moes ek op 'n stadium in my lewe dors gewees het en gesmag het na water? Hoekom is dit dat ek voor 'n see was en geen rigting gehad het en nie geweet het waarna toe nie, en dan gewag het op 'n redder om die see vir my te kloof, sodat ek daardeur kan stap? Waarom was dit nie vir my 'n makliker pad nie? Waarom was my lewe nie makliker uitgelê na aanleiding van die wil van God, sodat ek altyd deur gelukkig en geluk kon smaak? Want alle goeie gawes kom ons van die Here af. En dan lees ek een gedeelte, een vers, een gedeelte van hierdie gedig in 'n winkel, 'n boekwinkel wat tweedehandse boeke versprei. Ek het nie gaan soek na hom nie. En hy praat van die verlore seun wat 'n sekere pad moes stap. Die broer het gebly by die huis. Die broer het op die uiteinde van die dag nie die lewensondervinding gehad nie. Hy het nie sy erfborsie uitgemors nie. Hy het nie dit beleef, maar tog het hierdie verlore seun se broer het ook nie geweet en geken wie sy vader is nie. Want hy sê, ek is dan altyd hier en ek het altyd goed gedoen, en dan sê die vader, weet jy dan nie dat alles in elk geval aan jou behoort nie? Maar vir hom wat verlore is, het ek dan die vetgemaakte, want hy was dood, kalf geslag, want hy was dood, en hy het weer lewendig geword. En wanneer T.T. daaroor skryf, is dit juist dit wat ek beleef in my lewe, en dan wil ek u bemoedig. Nommer 1 is u geskiedenis, en die pad wat ons gestap het, so maklik, en so baie keer hoor ek dat mense sê, hoe kan God my enigsins help? As ek terugkyk oor my lewe, en hoe ek onverantwoordelik opgetree het in my geloof, en my geloofsbelydenis, en hoe ek onverantwoordelik ten opsigte van godsdienst en God opgetree het, en hoe is dit dat ek dan die Here kan dien? Hoe kan ek nou, is dit nie fake nie, is ons nie op 'n punt wat ons maar net religies doen, religion in die Engels, religieuse pad volg, of is ons regtig by God? En hier sê hy dit so mooi. T.T. Kloete skryf, deurgekyk, en toe het ek in pleks van my behoorlik te bekeer, my oorgegee aan al ruim en wêreld. En daarlangs aangeland by die Here. In 'n vorige vers skryf hy, in godsdiens het hy by God uitgekom. In die wêreld het hy by Jesus uitgekom, by die Here, toe ek my oorgegee het aan al hierdie gemors.
Baie keer moet ek en jy beleef dat ons in hierdie wêreld te draai gaan maak, moes geval het en seer gekry het. Ja, al hierdie dinge beleef sodat ons regtig die Here ontmoet. Nie net God nie, verstaan my vandag. Nie net hierdie beeld van God, hierdie sonneskool God wat ons geleer het, of miskien in ons belydenis, aflegging, of in ons doop, maar net God ken nie, maar werklik die Here deur my pad wat ek gestap het, deur langs aangeland by die Here, want dis wat met die verlore seun gebeur het. Hy deur langs sy pad, daardie verlorene, daardie foute, daardie krisisse wat hy in sy lewe self veroorsaak het, daardie arrogansie, daardie onverantwoordelikheid, het gemaak dat hy werklik by sy Vader uitkom en hom leer ken en in sy liefde toegevou word. Die Here, dis wat Job tog sê. Job kom in dieselfde vergelyking. Hy sê, ek het in die begin het ek geweet van God, maar nou ken ek hom. Ek dink Job sou saam met T.T. Kloete kon gestem het en gesê het, en daarlangs aangeland by die Here. So ek wil jou bemoedig en sê, miskien is jou lewe as jy terugkyk, ek wil ook in my lewe maar net my een gemeente en die tweede gemeente en opgebou het en ergens in die uitvoerende raad en die kerk se paaie reggestap het en alles so perfek gedoen het en nou vandag miskien in 'n makro gemeente gestaan het en oorgedra het aan my seuns en dogters soos wat daar baie van is. Maar ek het aangeland in 'n ander pad. Maar ek wil ook sê dat ek beleef het, want hierdie krap, hierdie roer van my sop, hierdie het ook gemaak dat ek weer eens moes gekyk het en my lewe weer op die weegskaal plaas en weer kyk na hoe ek my verlede hanteer het en my seer werklik hanteer het en miskien moes kyk na weer 'n herstrukturering, want ons is in 'n groeiproses. Herstrukturering van my lewe, 'n leerproses. Here leer my, Here leer my, Here leer my. Baie seer en kwaad wat 'n mens onderdruk het en Here leer my om weer by daai altaar verby te stap en want miskien het ek so ver verwyder geraak van daai altaar dat ek nie meer besef dat ek God nodig het nie. Ek het te lank terug vuur gemaak tot 'n lofoffer op daardie altaar van my behoefte teenoor God. En dan wil ek ook sê dat ons moet kyk wanneer ons na ons kinders kyk en hulle in hierdie wêreld en al daar in die omgewing is en ons verstaan nie hoekom met al hierdie dinge met hulle gebeur nie en hoekom is dit so dat hulle dalk weg is van die kerk. Wil ek vandag sê en bid dat hulle dan wegkom van die God, 'n God, klein lettertjie God, wat jy deur godsdiens ontmoet en dan by die Here uitkom, Jesus Christus, die verlosser, die saligmaker, daar die Vader wat jy dan by kan uitkom. En al hierdie dinge wat met ons gebeur in die lewe, die vuuroonde waar ons inkom, die woestyne waardeur ons stap, die baie van verwerping, maak dat ons op die uiteinde van die dag leer wie God regtig is, of dan leer wie die Vader regtig is. Ek moet deur baie trane en baie vergifnis het ek weer op 'n punt gekom dat ek by die altare verby kon stap om te sê te lank terug het ek op hierdie altare van my lewe in erkenning dat ek God nodig het, 'n offer gebring. Om te sê, Here, ek het U nog nodig elke dag. Nederigheid beteken ek het God nodig elke dag. So ek wil U bemoedig waar U ook al vandag Uself bevind. As jy terugkyk oor jou lewe en dit voel so leeg en voel so vol drama en draadwerk en dit voel asof jy niks bereik het nie, dan wil ek vandag vir jou sê, die Here het jou daarlangs gevat om jou by die Here te kry. Daarlangs aangeland by die Here.
soos hy die digter sê. En terwyl hy 'n klomp filosofie en teologie en alles gebesigheid in sy lewe, is hierdie gedig vir my daardie oomblik wat hy werklik by die Here uitkom, en in die nag van jou lewe kom jy by die Here uit, en baie keer dan vergeet ons van hierdie seer wat jou op jou knie gedwing het, om jou by die Here uit te bring, by wie jy moet wees. En het ons so in ons godsdiens 'n God gemaak, wat deur die religie bevestig word, maar nie deur die woord nie. Moenie jou seer vergeet nie, want dit het jou by die Here uitbring. Moenie jou sonde vergeet nie. Want ja, ons het ons draaie gaan stap in die wêreld, maar dit het ons by die Here uitgebring. Jou foute het jou by die Here uitgebring, want toe jy foute gemaak het, het jy agtergekom, jy het God nodig. As jy nie foute gemaak het nie, het jy nie God nodig gehad nie. So moenie so neerkyk op jouself, moenie jou so self afbreek, oor die dinge wat jy nie bereik het nie, oor die dinge wat jy nie gemaak het nie, die dinge wat jy anders moes besluit het, die dinge wat jy miskien anders moes gedoen het. Ja, ek het my oorgegee aan al ruim in die wêreld. Maar daarlangs, aangeland by die Here. En daardie kind, daardie dogter, daardie seun wat jy nou so oor bekommerd is, wil ek vandag vir jou sê, as die stem van die Heilige Gees bly nie stil nie, en as hy daarlangs dan by die Here uitkom, laat dit so wees. Jimmy Swaggart het dit eentyd gesê, hy het altyd gepredik en gesê, hy was nie dwelmslaaf nie, hy was nie in die sonde nie, hy het nie hierdie dinge gedoen nie, en hy dank die Here dat hy in 'n kerk groot geword het, en dan aan die einde, nadat hy val, nadat hy ook om oorgee aan al ruim en seks, dan kan hy terugkom en sê, hy het by die Here uitgekom. Daar's 'n verskil. Dis waarom die engele nie kan sing. Die woord van die Here sê, ons gaan die engele leer. Hoekom gaan ons hulle leer? Want ons was verlore en is gered. Ons was dood en hy het ons opgewek. Ons was weg en hy het ons nader getrek. Die engele kan dit nie getuig nie. Elkeen van ons het 'n getuienis. En al het jy letsels vandag, hoe diep, hoe ver, al het jy skandes, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit wees soos wol, sê die woord. Al het Dawid gesondig en hy moet uitroep, ontsondig my met hyssop, kom hy by die Here uit. En ek dank die Here dat ek weer hierdie paadjie kon gestap het. Dit was nie maklik nie. Was vir my bitter moeilik. Ja, ek het nog steeds die letsel van hierdie paar dae wat agter my lê. Maar dan kyk ek weer na dit wat met my gebeur het. Dit wat daar oor my uitgespreek was. Dit wat ek so verkeerdelik hanteer het. En ek sê, dankie Here dat ek my miskien oorgegee het aan al ruim. Maar daarlangs het ek aangeland by die Here. Ons sal altyd terugkom by die Here. Hy sal ons nie begewe nie, hy sal ons nie verlaat nie. Niks sal kom tussen jou en God nie, geen hoogte, geen diepte. Niks sal jou die hand uit van die Here rig nie. En ek wil vandag die Here eer dat ek die Here ken. Nie die God van een of ander kerk nie. Nie die God van een of ander 4 mure en 'n religie nie. Maar ek ken die Vader. Ek ken die Here deur my seer. Ek weet, hy het my opgetel. Hy het my wonde het hy verbind. Hy het my gesalf met olie. En hy het my in 'n herberg gesit. Hy het betaal en hy gaan kom om my te kom haal. Omdat ek hom ken as my Heer en as my Meester. Nie as die God van hierdie wêreld of die religie nie, maar die Vader, ja, die Seun, die Heilige Gees. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees. Amen.